Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens my voorreg om so saam met u te wees en mag ons die Here ons ryklik saam seën. Hierdie pelikane is daar in Walvis Bay waar hulle afgeneem was. En een ding wat nogal interessant is van pelikane is dat hulle nie net vis eet nie. Daar was opgetel in 2006 onder van die Londense mense dat een pelikaan 'n ander pelikaan geëet het. Die een wat die ander ene geëet het was 'n groot wit pelikaan gewees, maar hulle eet ook skaaldiere, paddas en allerhande sulke diertjies as ook skilpaaie. Daar's twee spesies van hierdie pelikane wat in die water duik om dan kos te kry. Dit is die bruin pelikaan as ook die Piraanse pelikaan. Hulle sien vis omtrent 20 meter bo die oppervlakte van die water en dan duik hulle op daardie vis af en baie interessant dat hulle vlerke agtertoe hou en dan hulle spiere styf maak om dan daardie impak te maak dat hulle self dan nie beseer nie. Net so het die Here Jesus Christus ook dan gekom om vir ons ook 'n wonderlike werk te kom doen sodat ons ook daardeur gered kan word. Die gebeure dan by die Woensdag was soos dit beskryf word Matteus 26 vers 2. Julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom, dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Die Here Jesus Christus sou in die bo vertrek saam met sy disippels, dan daardie Pasga gevier het, maar hy kon sê ook dan dat na daardie geleentheid dat die seun van die mens verhoog sal word, dat die seun van die mens gedood sal word, gekruisig sal word. So hy kom onderrig dan ook hierdie disippels daar rondom. Sommige Grieke wat dan ook hom gesoek het op hierdie Woensdag. Johannes 12 vers 20 en 21 sê, en daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. En hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Ag, mag dit ook ons begeerte wees soos hierdie Grieke, om dan ook die Here Jesus Christus te sien. En interessant as 'n mens gaan kyk na Filippus, hoeveel keer het hy dan ook mense na Jesus toe gelei, en sal ons ook daardie begeerte en verlang in ons harte hê, om mense dan ook soos Filippus na Jesus toe te lei, maar ook in ons eie harte daardie begeerte om graag Jesus te sien. In die woord van die Here, daar waar die woord verkondig word, en persoonlike plekke waar die Here Jesus Christus ook met ons kan ontmoet. Dan ook Jesus praat oor sy dood, Johannes 12 vers 32 en 33. En as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui hoedanige dood hy sou sterwe. Verwysende na die Here Jesus Christus wat dan ook uitgebeeld word toe Moses dan ook daardie slang in die woestyn ook verhoog moes word. En die Here Jesus Christus sê, as ek dan van die aarde verhoog word, soos wat daardie slang in die woestyn verhoog word, as ek dan ook verhoog word aan die kruis, daardie kruisdood wat hy sal sterwe, dan sal hy mense na hom toe trek. En dan het hy ook voorspel sy kruisiging, Matteus 26 vers 2. Julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom, dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Hierso kom hy en hy voorspel dat hy oorgegee sal word, en sou dit dan ook wees dat hy later deur een van die binnekringe oorgelewer sou word. Hy sou gekruisig word. Deur Jesus Christus het dit ook vir hulle gesê, dat hy na die kruis toe sal gaan. En weet ons dat daar ook van die disippels was wat nie wou gehad het dat Jesus so moes praat van hierdie dinge nie. Maar deur Jesus Christus het ook op so 'n wyse het hy hulle kom voorberei. En hy het geweet wanneer sy tyd ook sal kom, wanneer hy dan ook sou sterwe. Hy wat sou sterwe in die plek van die mens, en dan ook die salwing van die Here Jesus Christus, 'n baie belangrike aspek. Jesus wat gesalf is met die oog op sy dood. Matteus 26 vers 6. En toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon, die melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albasterfles met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. Hierdie vrou, sondige vrou, kom en sy salf die Here Jesus Christus
met die oog op daardie dood wat dan ook sou plaasvind, en daardie salwing, wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat die Here Jesus Christus ook vir sy dienswerk hier op aarde gesalf is, toegerus is, en dat hy sy werk hier op aarde kom doen, die wil van die Vader kom uitvoer het, kruis toe gegaan het, sonderloos volmaak, om vir ons as sondaars te sterwe. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U in ons plek kon sterwe het, en dat U geweet het dat U kruis toe gaan, maar ten spyte van dit het U dan ook die mense sonde op U geneem. Amen.